Ja, ek kan sien. Ja. Okay, good. Ja. Pik fyn. Ek moet erken, ek dink wat ons gou moet doen is ons gaan onsself net gou voorstel aan almal. Ek wil net vir almal stel aan die begin van hierdie video is ons het regtig bevoorreg om vir generaal Wynand de Tooy by ons te hê. Hy is nog 'n legende in Suid-Afrikaanse weermag geskiedenis. Vir al is jy so oud soos ek, dan onthou jy die hele situasie wat in Kabinda gebeur het en jy onthou sy gevangeneming en dit was 'n traumatiese ding vir ons almal gewees. Maar die groot ding, die groot rede hoekom ons vandag hier bymekaar is om 'n video opname te maak as deel van die biblioteekweekvierings vir 2025 vir die NWI biblioteke. Hierdie video sal dan ook beskikbaar wees. Dr. Jean Klees by ons van RAI se geskiedenisafdeling en dan vanselfsprekend Wynand de Tooy is hier as 'n outeur. Ons is baie pertinent vandag hier om te gesels oor Wynand se boek die Palindaba Protokol. En hierdie jy het ook een. Ek het myne is geteken. Myne sê voor in aan al die groot geeste in Afrikaana. So dankie Wynand, jy het ons afskrif geteken. Hierdie hele situasie voordat ek aangaan wat ek gaan nou heeltemal in die gat afspring en dan gaan ons Alice in Wonderland doen hier rond. Wil ek julle net voorstel, generaal Wynand de Tooy is gebore in 1958, so Wynand, jy is so 7 jaar ouer as ek. Ekskuus, net 'n korreksie. Ek is uit as 'n kolonel hoor. Jy's 'n kolonel. Luitenant, ja, luitenant-kolonel. Ja. Okay. Ek is glad nie in die weermag nie. Ek's 'n professionele boekworm. Okay. Kolonel de Tooy, korreksie. Kolonel de Tooy is gebore in 1958 aan die Weskus, op 'n koringplaas. Dit klink wonderlik. Ek bly in Potchefstroom op die stadium en my groot klagte, ek is eintlik mal oor Potchefstroom. Maar my groot klagte oor die plek is ek kan nie die son sien opkom nie en ek kan hom nie sien ondergaan nie want ek bly in die dorp. En jy kan die meisie van die plaas afhaal, maar nie die plaas uit die meisie uithaal nie. Dit werk nie so goed nie. Maar kolonel de Tooy sluit by die weermag aan. Jy permanent aangesluit by die weermag in 1977, is dit korrek? Ja. Dis korrek, ja. Okie. Het jy permanent aangesluit onmiddellik by die rekkies of het jy eers by staande mag aangesluit en toe by die rekkies aangesluit? Ja, kyk, ek het eintlik heeltemal 'n geskiedenis gehad voordat ek nog na die spesmagte of die rekkies toe is. Ek het in 1977 aangesluit staande mag voordat ek nog met my opleiding of diensplig begin het. En ek is my opleiding gedoen daar by 4 SAE in Middelburg, Transvaal. Vandaar is ek na infantry skool vir junior opleiding. Toe is ek gereis toe vir die eerste keer vir 6 maande saam met 7 SAE. Waar ek 'n pelotonbevelvoerder was. Na daai 6 maande het ek gegaan vir vormingskursus in Heidelberg by die Leer Gimnasium. En daar is ek toegekeer vir die militêre akademie, wat natuurlik die fakulteit van kruiskunde van die Universiteit van Stellenbosch is. Toe het ek vir 3 jaar gaan studeer, graad gevang in 1981. En tydens 'n bierfees in 1981 is ons toe nou oorreed om aan te meld vir kering. Baie dapper en sterk op daai stadium so studente maar kan raak. En die gevolge was dat ons het toe gegaan vir kering. Op die ou ende die groep uit dit ek en my beste maat daai tyd Sarel Kreer het ons dit gemaak. Hy het ook baie nou verbintenisse daar. Sy pa was baie betrokke by die dopper gemeenskap. Ek dink Dominees van der Merwe, professor Dr. Dominee van der Merwe, wat daar die dopper hoof was, is een van ons vriende se pa wat 'n neef is weer van Sarel wat saam met my die kering gemaak het. En toe is ek eers op die siklus gegaan vir spesmagte opleiding. Dit was al in 1982. So ek het in Junie van 1982 gekwalifiseer.
toe het ek die seewaartse kursusse gaan doen, duikbote, aanvalsvaartuie, die fregatte en alles rondom die vloot gaan doen, die inhuisopleiding op lange baan gedoen en soos jy dit seker kan agterkom, het Kreef 'n groot rol in die keuse gespeel van waarheen 'n ou gaan, né? Maar ja, ek het 'n seemens groot geword uit die Weskus, so dit was vir my 'n logiese keuse om na 4 verkenningsregiment te gaan. En waar ek dan toe geopereer is, en ek sien jou volgende punt is die dag van gevangeneming. Ek is toe op die ou einde op 21 Mei, nie 22 nie, op 21 Mei 1985 gevangen geneem, en dit was presies 6 dae voor my 27ste verjaarsdag. Toe is ek gevangen geneem. Dit is nogal erg. Ek het nie heeltemal besef dit was 6 dae voor jou Ja, ek moet erken ek het die datum aangepas want dit het my inligtingbronne het gesê julle die operasie was die 21ste en ek weet julle was so omtrent 24 uur aan wal gewees voordat die skietery julle self van die wagte vasgeloop het. Ja, ons het die nag van die 20ste geïnfiltreer. Okay. Ja, die nag van die 18e en 19e het ons verkennings gedoen en die nag van die 20ste het ons geïnfiltreer en die agtermiddag van die 21ste het ons die kontak gehad waar ek gevang is en waar 2 van my manne doodgeskiet is. Ja. Dis nogal ja. Weet jy wat ek dink dit is dalk 'n generasie ding, maar ek voel ons was almal op skool gewees. Al my maats is weermag toe. Daar's niemand van my maats wat nie meermag toe is nie en vir wie ons nie briefies gestuur het met katspore onderaan nie. Ek het sulke briefies vir al die knape daar nie op die grens of op Walvisbaai gestuur. En ek dink as 'n mens daai ding hol van jou DNA uit, is hierdie storie van jou, Wynand, soveel meer, soveel belangriker. Maar voordat ons verder gaan met hierdie hele situasie, dankie vir die voorstelling, Wynand, jy het dit baie beter gedoen as ek. Wil ek net gou vir Dr. Jean Klee wat van Johannesburg wat baie wat dapper genoeg was om te sê hy sal saam met my die onderhoud kom doen. Ek het Jean spesifiek gevra want hy kom uit daardie tipe agtergrond uit. Jean, kan jy jouself gou aan ons voorstel? Ja, ek is Jean Klee. Wynand, baie dankie en jy ook Adrie vir die geleentheid wat ek het. Kyk, ek het Wynand die eerste keer gesien op TV toe hy vrygelaat is. 'n Mens het mos daai jare het jy mos altyd teen die einde van die nuusberigte het jy ietsie gehoor van wat op die grens aangaan en wie oorlede is, wie geskiet is en al die dinge en op 'n stadium het ons ook bewus geword van jou gevangenis en toe jy nou uiteindelik vrygelaat is. Ek kan dit onthou nog goed so dit is inderdaad vir my nogal 'n voorreg om hierdie ook saam met Adrie en met jou hierdie gesprek te voer en ek het gereeld van hierdie boeke gaan lees. Stragger, ek weet nie of jy vir Stragger ken nie, Wynand, Alexander Stragger, die Rekkies boeke het ek gelees, Troepie en Broedbroers en al die, dit is my nog baie interessant gewees, en soos dat sy nou net gesê het, dit is deel van 'n mens se DNA, jy het groot geword met al die dinge, jy het groot geword met die idee, jy gaan ook eendag opgeroep word na grens toe gaan en al die goeters en dan in die aande 8 uur, ek dink dit was 8 uur in die aande, net na die nuusberig, dan sien jy nou 'n lys van troepe wat oorlede is. So, dit is vir my absoluut 'n voorreg. Ek is baie bly om hier te wees en ook om te praat oor jou boek, want dit is vir my nogal baie interessant. Die Nasionale Party en al hulle streke en dinge, veral hierso in die middel 66 af op, tot en met die vroeë 90 jare is my nogal baie interessant en ek het baie navorsing daaroor gedoen, die hele verlig verkramp stryd en Vorster se doen en late en jy weet die inligtingskandaal in die 70er jare. So dit lees as 'n storieboek, as jy nou teruggaan en jy gaan kyk na die Nasionale Party, veral sedert 66. En dit is waar ek ook met my studies begin het. Die moord op Verwoerd en daarna, en jy weet al die soort van conspiracy theories, maar is dit ook, mense is ook nie altyd seker nie, was dit ooit conspiracy theories, maar
Dit is my baie interessant en jou boek ook in hierdie opsig sluit daarby aan met hierdie hele kernwapenprogram en alles wat daarmee saamgegaan het. Ek het vandag met my sekretaresse gepraat en vir haar gesê nee van die kernbomme en atoombomme wat ons gehad het en sy het met my sulke groot oë aangekyk. Maar sy was nog nooit gebore, sy was steeds laat gebore, sy is baie jonk. En sy kon dit nie glo nie. En dit sê vir my een ding, ons mense weet nie van hierdie dinge nie. Hulle weet nie wat het plaasgevind nie. Hulle geen idee daarvan nie. En in 'n sekere mate is dit ook maar die beleid gewees van die Nasionale Party om sekere dinge weg te hou, en baie dinge weg te hou en mense rad vir die oë te draai vir al die kiesers en dit wat hulle alles gedoen het en beleide wat hulle gevolg het. So baie dankie, ek is baie bevoorreg. Ek wil nie as ek eers begin praat oor die politiek in daai tyd dan gaan ek aanhou, maar baie dankie dat ek hier kon wees. En ek is Adri Jansen. Ek is die hoof van spesiale versamelings by die NWI. Ek kyk na al die groot geeste in die versamelings hier rond. Ek het skatkamers vol van goeder, maar al my skatkamers word onder sleutel gehou. Hulle is alles toegesluit. En hierdie video's wat ons maak is een van die maniere om hierdie werke, hierdie skatte met die mensdom te deel. Hierdie spesifieke uitstalling, want hierdie ons onderhoud vandag met Wynand het basies van die grond af gekom as gevolg van Al Venter se boek How South Africa Built 6 Atom Bombs. Ek dink jy gebruik hierdie boek in Pelindaba Protocol. En saam met daai boek is Wynand se boek op die uitstalling onder in die voorportaal op die oomblik. En maar dit was die saadgrond vir vandag se onderhoud ook. Ek het soos ek sê ek is oud, ek is so ek is hard op pad nou om by die spooke aan te sluit hier bo in Afrika. Ag, in Afrikaana, nie in Afrika nie. Ek dink ek's ver genoeg in Afrika in. Maar my spesifieke ding oogmerk met vandag se met die uitstalling wat ons gedoen het en vandag se onderhoud is om die jeug voor te stel aan hierdie ongelooflike, dit was 'n ongelooflike prestasie. Ek wil hierdie landjie aan die suidpunt van Afrika het in 6 jaar 6 atoombomme gebou met 'n spannetjie van 300 mense. Ek het onderhoud gekyk waar hulle spesifiek sê dat die CIA, die Amerikaanse spionasieagentskap, het nooit daai program geïnfiltreer nie. Daar was 'n paar interessante goeders oor daai atoombom situasie. Jy moes 'n derde generasie boer wees, jy moes wat se naam wees, jy kon nie meer as een paspoort hê nie. Was 'n klein groepie van 300 mense wat ongelooflike werk gedoen het. En ek dink dis net vir ons jeug vandag. Weet jy wat? Dis belangrik om te onthou die ongelooflike goed wat ons aangevang het. Ons het die eerste harthoutplanting gedoen. Ons het in 6 jaar 6 atoombomme gebou terwyl ons onder sanksies was. Onthou dit, want dit was 'n ongelooflike ingenieurswese prestasie. Maar uit daardie hele scenario uit, ons gaan nou verder gesels daaroor, maar ons is hier om baie pertinent te gesels oor Wynand se boek, die Pelindaba Protocol. Ek het die boek gelees, dit regtig baie geniet. Gister toe ek en John gesit en koppe bymekaar sit het oor die beplanning vir vandag se onderhoud, het John spesifiek gesê, een van die goed wat hy geniet het van die boek is, dit lees baie soos 'n Dion Meyer. Ja, jy het 'n goeie pas. Dit vloei die hele tyd. Ja. Dit is regtig lekker om te lees. Dit is 'n boek wat vinnig gaan. Die gebeure is vinnig. Dit is nie voorspelbaar nie. Een op 'n stadium in die boek waar hulle nou hier teen die einde die bom opgespoor het op die skip, op daai visserstreiler. Jy weet, jy is nie heeltemal seker hoe hierdie ding gaan eindig nie, en dit is heeltemal gespanne situasie, en eventueel kom een van die ouens weg met die bom. So, jy weet, dit is nogal baie interessant en baie feitelik. Ek hou van die feitelikheid, selfs dat jy sekere minister se name noem, dit maak dit so
realisties en feitelik. Ek baie geniet. Ja. Ja, kyk, my eerste liefde is boeke. Ek het van laerskool daar elke dag, elke week, skoolweek is 5 dae, né? Ek het elke week 5 boeke uitgeneem en gelees vir my hele skoolloopbaan en ek het tot nog in my matriek eksamen elke dag my leeswerk gedoen. Dis my groot liefde. Ja. Ek dink toe het die ding gekom dat ek wil baie graag skryf, maar jy weet om te begin skryf, maar jy het nie 'n ander inkomste nie, is haas 'n onmoontlikheid. Ja. En waaroor skryf jy nou eintlik, want jy het nie die lewenskennis en die ervaring nie. Ek dink toe ek nou uiteindelik begin skryf het, en dit het alles in die Kongo gebeur, toe ek daar geboor het, en Frans het vir my gesê, maar luister, hierdie kinders weet niks van jou af nie. Jy moet hierdie goed boekstaaf dat jy dit vir die nageslag daar het. Dit is eintlik wat my laat begin skryf het. En soos wat die stories nou maar gevorder het, jy weet die laaste 3 boeke voor Argon, Soldaat, Kaplyn en Kompas, volg op mekaar op. Maar dis eintlik my storie. Ja, dit is. Ek gebruik karakters in die storie, maar dis eintlik my verhaal. Wat ek maar nou net so tussen karakters wegsteek 'n bietjie en wat daarmee saamgaan. Maar dit was lekker om dit te skryf en S98 was 'n boek wat ek altyd gesê het, ek wil hom skryf om erkenning te gee aan die groot rol wat die duikbote en die Suid-Afrikaanse vloot in die Bosoorlog gespeel het, want niemand het eintlik besef dat die vloot so aktief betrokke was in die oorlog nie. Ja. Jy weet, ek het sekerlik 80% van al my operasies waarin ek deelgeneem het vanaf duikbote plaasgevind. En jy kom by die huis, jy's letterlik 2 weke by die huis, dan klim jy weer op die duikboot, dan gaan jy op 'n volgende verkenningsoperasie wat daarmee saamgaan. Ek het die afgelope Desember vakansie het ek 'n groep van 40 mense saam met my Angola toe gevat. En toe het ons juist die kusdele op besoek om te kyk na daar waar ons daai operasies uitgevoer het. Dit was van die hoofdoel van ons besoek aan Angola. Om terug te keer na Pelindaba protokol toe. Ek weet nie wat my geïnspireer het om spesifiek dit te begin skryf het nie. Maar jy weet as jy die aanvanklike deel van die boek vat, die toets van die bom waar hy getoets is, hoe hy gebom is, die Vela satelliete wat die dubbelflits opgetel het. Dis alles feite, dis dit het gebeur. Die karakters weer eens effens verdoesel in die proses. En weer eens die rol van die Maria van Riebeeck duikboot wat ek daar ingebring het, wat as 'n IP-punt vir die Buccaneer kon optree vir die gooi van hierdie bom. Nou, ek weet nie of hulle die bom tydens die toetsing met 'n vliegtuig laat val het, en of hulle hom net eenvoudig in die see laat sink het, tot op 'n sekere diepte, en hom laat lê daar nie, maar ek vermoed hy is deur die vliegtuig gegooi. En jy sê net nou daar op die visserstreiler, toe hulle nou wegkom met hierdie bom, dat hy ou nie weet hoe het gaan eindig en waar dit gaan eindig. Weet jy wat, dit is die geval van al my boeke. Ek weet self nie waarheen ek op pad is terwyl ek hom skryf nie. Dis goed. Ek weet altyd, ek het 'n baie algemene idee, maar ek sit nooit riglyne vir my skryfwerk uit. Ek sê altyd, inspirasie kom deur dissipline, en jy moet gaan sit en jy moet begin skryf. Begin net die eerste paragraaf. Maar moet nooit jou werk gaan lees nie. Want as jy dit gaan lees, dan gaan jy delete en dit wil oordoen, en jy kan dit nooit weer herskryf soos wat jy dit die eerste keer gedoen het nie. So as ek my boeke begin skryf, het ek nie teruggegaan in die boek nie. Ek het skryf die boek klaar, en dan het ek dit vir my suster gegee en gesê, right, hier is die boek, jy edit hom, jy werk deur hom, gaan kyk wat gaan aan. Nou,
Ek gaan my laat lei met julle vrae want dit is dalk makliker en maar ek wil net noem, jy weet dat ek het besluit van dag 1 af dat ek gaan my boeke self uitgee. Dis 'n interessante ding. Ja. Ja, dis interessant. Want as 'n mens kyk na wat steek 'n skrywer in sy sak as dit deur die groot uitgewers gaan. En ja, jy kan nou nie 'n ou soos Dion Meyer vergelyk nie want hy verkoop miljoene boeke, maar ek wat gelukkig gaan wees om sê 10,000 boeke te verkoop as ek gelukkig is, dan moet 'n ou 'n ander manier vind as jy 'n lewe daaruit wil maak. En ek het baie hard gewerk daarna om selfbemarking te doen, te reis. Ek was 'n paar keer in Potts gewees. Ek kan nie eens nou die plek mooi onthou daar nie. Het ek ook 'n praatjie kom gee en dan die boeke daar bekend gestel. Maar ja, jy weet ek het 2015 my eerste boek uitgebring. In 2016 het ek meer uit my boeke uit verdien as wat ek uit my boerdery in die Kongo uit verdien het. En dis een van die redes waarom ek teruggekom het Suid-Afrika toe en voltyds begin skryf het. Ek dink toe ek Judas Bok van die mark afgehaal het, onttrek het uit die mark uit, was daar reeds meer as 15,000 van sy kopieë verkoop. En maar dit was vir my belangrik dat ek die twee saamvoeg omdat daar so baie nuwe inligting na vore gekom het en daai twee boeke is nou saamgevat in Argon. Maar okay, dis nou nie fiksie nie, maar ons moet tog 'n bietjie later oor Argon praat. Ja, ons gaan. Ja, want jy weet kan ek net vra. Ek het baie teenkanting gekry, Loan, skus tog, Johan, na aanleiding van die feit dat ek sê ons is verraai gewees. Dat hulle geweet het ons kom. En baie ouens het het eintlik teen my beginne skryf om my verkeerd te bewys, want hoe kan ons ooit ons eie mense verraai? Dis 'n ondenkbare situasie. Tot ek na al die jare al die feite bymekaar gemaak het, toe was dit noodsaaklik om Argon uit te bring. Om vir die ouens te sê, maar dit het aanleiding gegee tot dit. En dis hoekom ek sê, wie was die werklike teiken met operasie Argon? Was dit nie om vir PW Botha uit die pad uit te kry nie? Want dit het nie gegaan rondom die suksesvolle vernietiging van die olietanke nie. Want het sy daai operasie geslaagd was of nie geslaagd was aan die taktiese kant nie, die uitwerking was presies dieselfde. En dit was Amerika het hulle steun, hulle veto stem in die Verenigde Nasies, jy weet die Veiligheidsraad, aan ons onttrek die dag na hierdie operasie, want daar was 'n stille ooreenkoms. Ja, julle maak oorlog teen Angola. En ja, dis reg, ons weet ons het 'n hand daarin gehad om die ding aan die gang te sit en so aan, maar julle mag nie Amerikaanse belange aanval nie. Ja. En toe doen ons dit met Cabinda. Waar ons daai Cabinda Gulf se opslagplek aangeval het. En letterlik die dag na daai mislukte aanval, het die Amerikaners vir PW Botha ingelig dat hulle nou alle steen vir hom onttrek en dit het eintlik die mat onder sy voete uitgepluk. So daar's 'n baie groter teorie agter alles oor wat gebeur het. En as ons kyk na die vuilspel wat vandag in die wêreldpolitiek aangaan en selfs in Suid-Afrika aangaan, dan kan ek nie anders as om te glo dat ons is maar net so deur 'n baie skeie tydperk gegaan as waar ons nou is. Nou as ons na Pelindaba protokol kyk. In 2017 was ek en Francis het ons Australië besoek op uitnodiging van SAMVOA, the South African Military Veterans Organisation of Australia. En toe het Garth Pienaar, 'n ou wat saam met my basiese opleiding en junior leierkursus gedoen het hy vir my 'n brief gegee wat hy vir Constant Viljoen geskryf het. Na hy wat Garth is pad gegee het Australië toe. En hy het vir Constant gevra, hoekom het julle nie tussen beide getree en verhoed dat die ANC aan bewind kom?
En toe het Constant hom geantwoord. En ek het ergens 'n afskrif van daai brief. En Constant Viljoen het vir hom gesê, as ons dit nie gedoen het nie, of gegaan het vir die ANC-regering nie, dan sou die mariniers uit Botswana uit Suid-Afrika binnegeval het. En ons sou hulle nie kon keer nie. Nou dit laat onmiddellik 'n volgende vraag ontstaan. Die eerste ding wat EW de Klerk gedoen het, toe hy aan bewind gekom het, was om te sê, takel die bomme af. Toe haal ons die bomme uit mekaar uit en ons verloor ons enigste afskrikmiddel wat ons het. Sou die Amerikaners ons aangeval het uit Botswana uit as ons nog 'n atoomwapen gehad het? Ja. Nee. En Wynand, So, ja. Hier is al klaar weer 'n klomp punte wat by mekaar kom. Want ek sê, hierdie bomme is doelbewus afgetakel sodat die weermag van Suid-Afrika nie in opstand moet kom teen die politieke besluit van 1994. Ja. Wynand, Maar- voordat ons verder gaan, net van jammer, ons praat nou almal so oor mekaar. Dis heeltemal te interessant. Wynand, daar was met die beplanning van die Kabinde aanval, was daar 'n generaal wat intree op 'n stadium, maar die aanval sou van onderaf van die see af gedoen gewees het. En daar's 'n generaal wat julle baie pertinente 'n opdrag gee om dit van agteraf te doen. Ek kan daai knaap se naam nie opstoor nie. Wie die bliep was dit? Nee, Constant Viljoen. Wat sê jy? Ek het gewonder, jy Ja. sien. En nou moet jy jouself die vraag vra, nee. Ons doen 'n operasie. Ons doen hoe baie operasies het ons gedoen. Hier kom die hoof van die weermag. Hy kom gewoon 'n kaptein se briefing by. Dit gebeur maak nie nie. sin nie. Nee, dit maak Ja. nie sin nie. Nee. Hy woon dit by, ek gee die voorligting daar en hy het my een vraag gevra. En dit was, waar gaan julle oplê? Nou oplê is die term vir die plek waar jy fisies in die nag skuil, jou skuiling inneem. Ja. In gewone taal op die grens hulle van 'n tydelike basis gepraat het, maar ons het gepraat van 'n hide of dan die oplê posisie in so 'n geval, want jy kan nie beweeg as jy daar is nie. Jy moet basies vir die hele dag terwyl dit lig is, moet jy oplê. En dis al wat hy wou geweet het. Toe sê ek vir hom, en ek het nogal gedink dis 'n baie skerp antwoord vir 'n kaptein, het ek vir hom gesê, generaal, dit bly die prerogatief van my as missiebevelvoerder. Ek moet die situasie op die grond lees en daarvolgens besluit waar ons oplê. Ja. Toe het hy sy moer gestrip, skies vir my taal. Hy het opgestaan en gesê, kom saam, en hy het vir my bevelvoerder gesê, waar is sy kantoor? Ons is in die kantoor, en hy het nog vir gesê, ek moet die ligfoto saambring, die afgehaal van die bord af in die kantoor in. Toe ons in die kantoor is, het hy met sy vinger op die kaart gesit, toe sê hy vir my, dis waar julle sal oplê. En toe sê ek vir hom, maar dis nie standaard prosedure nie, dis nie hoe dit werk nie. Toe sê hy vir my, kaptein, as jy nie doen wat ek vandag vir jou sê nie, sal jy nooit weer 'n operasie in hierdie weermag doen nie. En toe loop hy. Ja. Nou ek sê, kaptein, hy is 'n generaal, hoof van die weermag, hoe die hel kan ek hom nou ignoreer? Ja. Nee, kan nie. So ek het deurgedruk en dis al waar baie ouens my blameer, want hulle weet nie van hierdie gesprek wat Constant gehad het met my. En want hulle was nie by nie. Dit was ek en Constant, my bevelvoerder en die inligtingsoffisier wat teenwoordig was. En die feit van die saak is, ek weet hy het dit vir my gesê, en dis hoekom ek sy naam in Judas Bok baie prominent noem, want hy kan dit nie ontken nie, al wil hy dit ontken. Ek weet hy was daar. Nou, na die tyd het baie ouens gesê, ja maar, hoekom het julle 'n beter plek gesoek? En dis die rede daarvoor, omdat ek gesê het, jy sal. Maar na die tyd in retrospect daarna gekyk, nadat die groot hoeveelhede troepe wat daar saamgetrek was rondom die installasie, wat nie daar was met ons verkenning
in November van 84. Mhm. Met die verkenning in 84 en die ouens met 2 fietsse gery, daai hele roete verby die kompleks gery, teruggekom, daar was nie 'n siel in sig. Maar Wynand, iemand het vir jou 'n Toe lê lig. daar 'n heeltemal 'n nuwe company basis gebou. En in Argon lig ek dit uit waar ek sê, daar was 'n ou wat in Durban gewoon het. Dit is nie 'n Suid-Afrikaner nie, hy was 'n Brit. Maar hy het vir Kabinda Golf gewerk, fisies op daai toneel. Hy sê daar was nooit wagte nie. Nog nooit ooit wagte gewees nie. En 2 weke voordat ons aanval plaasgevind het, toe arriveer al daai massa stroepe daar op 'n kop. Intussen is ons operasie uitgestel, seker 3-4 keer uitgestel, want die tyd is nie reg die tyd. Waarvoor het hulle gewag? Vir hierdie troepe om in posisie te kom, of waarvoor het hulle gewag? So, Jessie, dit veroorsaak baie vrae. Wynand, jy weet, as hulle dan nou, het hulle dan nou geweet van hierdie beweging van nuwe troepe in daai gebied in vooraf deur intelligensie, of was hulle, wat is die regte woord, in cahoots, om een of ander rede, wat wou hulle daarmee bereik, dat jy nou in daai lokval moet trap, en gevange geneem word, heel waarskynlik, ek weet nie of dit ook die plan was nie, want 2 van jou makkers is dood. Ja. Hoe? Ek dink hulle wou net eenvoudig bewyse op die grond hê. Daar's nou 2 goed waarna ek moet kyk. Soveel as moontlik mense wat gevang is, of soveel as moontlik mense wat dood is wat gewys kan word. Hier is wat mense op die grond. Okay. Nou, juis om kyk, daar's 'n ander aspek ook ter sprake. TV Botha was die enigste ou wat ons operasies kon goedkeur, mag goedgekeur is. Right. Wie weet nie van hierdie operasie geweet nie. Dis agter sy rug gedoen. Yes. En ek dink konstant is gebruik. En hy self het nie geweet waarvoor nie. Okay. Maar elke land het mos 'n ou vir wie daar gesê word, doen wat nodig is, maar ons wil nie daarvan weet nie. Ja. Nou, ons het so gehad. Min mense ken hom. Daar's baie min foto's van hom. As jy gelukkig is, jy gaan nie sommer 'n foto van hom opspoor op die internet of enige plek nie. En daar was so 'n generaal gewees wat aangestel was. Doen wat jy moet doen. Maar ons wil nie daarvan weet nie. So daai, kom ons sê, daai loophole is gebruik. Maar om te bevestig dat eintlik hierdie operasie is legit, het hulle vir konstant oorgehaal om seker te maak dat ons op die regte plek oplê, want die vyand kan ons op ander plekke opspoor. En inligting het gewys dis die beste plek om op te lê. Jy weet, ek het 'n vriend wat vir jare in die vloot was, hy het afgetree as 'n admiraal in die vloot. En hy het op daai stadium met hy gewerk by inligting, en ek het foto's nodig gehad, foto's van 'n sekere gedeelte. Nou ja, daar's vlieëniers van Suid-Afrika wat daar, kom ons sê dan nou, gevlieg het vir Kabinda Golf. Het hulle helikopters met hulle vliegtuie. Nou, hulle het foto's geneem van alles waaraan ek belang gestel het. En een van die goed was 'n foto van daai area waar ons nou moet oplê. Maar ek het nooit sulke foto's gekry nie. Die foto's wat ek kry is foto's van bote op die strand, vissermanne en sulke goed. Dis die foto's wat ek kry. Toe ek vrygelaat word na die tyd, toe gaan drink ek in hierdie oue bier. Ons het mekaar toevallig raak geloop daar, ek wil amper sê amper aan naby die Pointons gebou, maar waar was die Kudu Arcade? Nee, ek weet nie. Ja, ek ook. Kerkstraat ergens daar. Maar in elk geval, hoe ek al sê, ons het toe daar 'n bier gaan drink. Toe sê vir my Wynand, ek was opdrag gegee om die foto's wat jy gesoek het uit te haal. Yes. Ja, dit is. Ek wil dit is een van daai backkooping goed wat uit die boek uitkom wat ek Daar's soveel bewyse wat bymekaar kom wat mense nie van wil weet nie. Jy weet, ons wil nie van ons kom ons sê ons leiers van destyds. Ons wil niks reg weet van 'n ou soos Paul Creer
of 'n MT Steyn. Dit was wonderlike mense geweest. Mos weet hulle het ook maar bietjie twak aan gejaag en wat daarmee gepaard gaan. Hulle was nie almal so soet en veilig as wat ons vandag dink nie, maar die geskiedenis is verdraagsaam as dit by sulke goed kom. Jy weet net soos 'n ou vandag nie kan weet of Hitler regtig die slegte ou was en wie was die slegte ouens in die prentjie nie. Dit is so heeltemal 'n vuil spel amper in die wêreld en jy moet altyd kyk, hierdie ou wat naaste staan agter jou rug is dalk die ou wat jou die eerste in die rug gaan steek. Maar okay, kom ons gaan nou terug na julle vraag. Dis interessant. Weet jy wat, dit is 'n ongelooflike onderwerp. Dit is regtig, ons kan 'n week lank aangaan hieroor. En iewers gaan ons met stop en braai, maar dit daar gelaat. Maar die ander interessante goeters is dat die hele Atoms for Peace operasie wat daar was met die kernprogram, die hele geboorte van Kuiberg, maar dan, een van die goeters wat my laat stil staan het, is, besef julle dat hierdie kernprogram al met Jan Smuts bespreek was in 1944? Ja, ek weet. Lang terug. Ja, ek het dit uitgevind toe ek my huiswerk gedoen het vir hierdie onderhoud, want daai een het ek nie van geweet nie. Ek sê altyd vir mense, ek is nie goed nie, ek weet nie alles nie, ek is net oud en ek weet baie. So dit was vir my interessant, maar die hele katalis vir die hele storie, Operasie Savannah. Was jou broer in Operasie Savannah, Wynand? Ja, spesifiek die deel van Operasie Sausage het hy aan deel geneem. Ek self was natuurlik nog op skool gewees en dit het natuurlik finaal my laat besluit om wel by die weermag aan te sluit, want al daai aksie en goeders was te wonderlik geweest. Maar ja, hy was betrokke daarbey geweest en ek weet nie wat op die ou ende die katalisator was vir die atoomwapen nie, maar ek dink veral P.W. Botha as minister van verdediging daardie tyd en 'n jong minister van verdediging het hy gevoel dat ons waarskynlik 'n redelike sterk afskrikmiddel moet ontwikkel. Want onthou selfs John Foster verwoed voor die tyd het besef dat ons gaan 'n geweldige aanslag uit Afrika uit hê. Omdat die hele Afrika en in 75 jy onthou toe het Angola of die Portugese pad gegee, toe die bedreiging baie nader geskuiwe. Maar sover my kennis strek, was daar net een keer oorweeg om potensiële kernwapen te gebruik. Maar boonbehalwe daai enkele geleentheid, en dit was in die Boskoorlog rondom die Kwitu-Kwanawal situasie, later jare, maar hy is nooit gebruik nie. Ja, kan ek net hier inkom? Ja, die hele dekolonisasie van Afrika het 'n geweldige rol gespeel en ek dink dit is waar Verwoerd en Foster ook later begin besef het, soos wat jy nou net gesê het, van die geweldige aanslag wat sou kom, want jy weet al die bufferstate, jy weet Namibië en Angola en Rhodesia, nou Zimbabwe, hulle het met tyd is hulle gedekoloniseer, met ander woorde onder swart bestuur of regering gekom en met alles wat daarmee saamgegaan het aan die interne striwelinge, veral in Angola, MPLA en die FNLA en al die ouens. So ja, dit is reg wat jy daar sê en daarom hier in 66 toe daar die Bosoorlog begin om hierdie aanvalle, hierdie moontlike aanvalle te begin teenstaan. Maar wat ek net wil sê is die hele kernaspek en kernbomme, aanvanklik het dit begin as goeie dit aan te wend vir goed. Dit was nie om aanvanklik te begin met bomme maak nie. Dit is 'n ding wat ek dink later begin het, maar Wynand, jy kan miskien help hiermee. Waar hulle later toe begin het, soos jy nou gesê het, miskien moet ons begin dink aan bomme as 'n afweermiddel. Jy weet wat hulle dan gaan sê, ons het die bomme en hulle gaan geleidelik nou maar die inligting deurgee aan die mense om te sê, maar soos wat ek ook 'n bietjie gelees het daarvan, jy weet, dit kon ook 'n teenreaksie ontlok het en veral van die VSA en van Rusland,
sal het, jy weet, hulle het al beskik oor daai tegnologie, kon hulle dit dan nie ook teen ons gebruik het, sou ons besluit het om dit wel te gebruik, soos wat jy nou net na verwys het nie. Jy weet, dit was die ander ding, jy weet, dit was 'n politieke strategie, en Foster was lief vir sy politieke strategie, veral met sy beleide wat hy begin implementeer het na Verwoerd se dood. Okay, paar interessante goeders. Volgens Al Venter se boek was die situasie rondom operasie Savannah en die onttrekking daarna was die katalisator geweest waar hulle besluit het, weet jy wat, ons het 'n bom nodig. Ons het 'n afskrikmiddel nodig. Dit is baie interessant. En ja, so as jy daarna gaan kyk, ons ja, ek gaan nie nou veel daarop ingaan nie, maar dit is 'n interessante aspek van die hele ding van dat operasie Savannah was op die ou einde die sneller gewees wat ons gelei het tot met die bom begin. Maar dit is as gevolg van die Kubaanse teenwoordigheid. Ja. En daar was groot onsekerheid of die Kubane gaan stop in hulle suidwaartse beweging. Ja, nee. En op ons die vermoë het met Tweede Wêreldoorlog toerusting waarmee ons gesit het om hulle te stop. Dit was die groot bekommernis. En ek dink ons het via Israel ontsettend baie inligting gekry rondom die bou van die bom en nie so ek dink nie ons het iets uit Amerika uit gekry nie, maar ons het wel kyk met die JFK storie nou, die files wat gereleased is natuurlik nou 'n interessante paadjie daai Atkinson wat eintlik die atoomgeheime hoe die bloudruk aan Israel verskaf het om 'n bom te bou. En ons het baie raad en advies van Israel se kant af gekry. Maar op die ou einde van die dag was ons die land wat die vinnigste kernwapen ontwikkeling gebou het met die kleinste groepie personeel ter wêreld. Nou dit raak nou interessant en dis waar by my verhaal aansluit. Toe hulle nou uiteindelik Al-Qaeda se hoofkwartiere en plekke daar in Afghanistan begin jy weet vernietig en op van die goed afkom. Toe kry hulle daar dokumente waar volgens hulle praat van die asem van Allah. Dit is daai krag van die ontploffing, hy skokgolf wat uitgaan na buitentoe. En hulle wou inderdaad, en dis op dokumente waar hulle sê, hulle soek die Suid-Afrikaanse model. Want hulle kan nie 'n groot instituut gaan bou of 'n navorsingsplek en 'n ontwikkelings. Hulle moet hom kan vinnig bou met klein groepies mense. Ja. So hulle wou die Suid-Afrikaanse model spesifiek hê. En dis waar die hele gedagte gekom het van om die bloudruk in die hande te kry in hierdie boek Pelindaba protokol. Ja, en dan die moord, Opperman-moord. Ja. Kyk, ja. Jammer. 2007, die inbraak by Pelindaba. Ek het ek wil jy daardie hele situasie. Ja, maar onthou dit is nou 'n vars ding, nee. Dis onlangs. Ja. Toe die bomme destyds afgesmelt is, die verrykte Iran. En toe is dit mos nou na die bomme afgetakel is geskuif na die sirkelfasiliteit toe waar dit in veilige bewaring in kluise en goed toegesluit is. En niemand het ooit gekyk. Is dit 6 bomme so goed wat daar is of is dit 5 nie? En dis waar ek sê die 7de bom is eintlik vernietig wat nog nie Iran gehad het nie, want hy was voltooi. Behalwe vir die Iran wat hy nog gekort het. Maar nou gaan kyk ons wat het geword van die weermag na 94. En ons het gesien hoe niks wat beplan is tot werking gekom het nie. Die Badger was in ontwikkelingsstadiums. Die hele projek is nooit voltooi nie. En so is daar 'n massa ander goed wat net agteruit gegaan het en verval het. Sodat jy nou by enige militêre basis kan instap. Jy hoef nie eens
rekkie taktiek te gebruik om maar in te kom om dit so op te los nie. Jy kan sommer inry en hulle sal nog vir jou wys waar om te parkeer en waarskynlik vir jou help om die store oop te sluit. Nou lê hierdie uiters waardevolle verrykte Iran lê daar. Iemand weet dis daar. Ja, En 90% van die mense wat dit sien, weet waarskynlik nie wat dit is nie. ja. Maar dis baie waardevol. Nou Ek het nou die dag 'n bedrag ergens gesien van hier by R1 biljoen wat hierdie goed werd is. Nou vir 'n regering wat op die rand van bankrotskap staan, is dit dan 'n baie handige dingetjie om in die rand te verkoop. Te gaan verkoop, ja. Oeh, Ja. Oef. wow. En Okay. dis een van die redes waarom Donald Trump nou so hard op Suid-Afrika afkom. Omdat hy sê daar, Suid-Afrika se regering moet in lyn kom met die buitelandse beleid van Amerika ten opsigte van Palestina, Israel en dan Iran en dan China. Interessant het hulle nie Rusland genoem nie. Baie interessant, want daar is ook 'n verwikkeling. Rusland het ook nie Amerika se aankondiging in die Verenigde Nasies veroordeel nie. Ja, ja. Gewoonlik as 'n BRICS-land ter sprake kom, dan sal Rusland altyd daar 'n paar woorde sê opkom vir. Ja. Nou soos van die punt af. Die punt is net ek dink Amerika besef hier's 'n ding, maar hier is meer aan die gang as wat ons sien met die oog. Rusland is nie deur Amerika genoem nie. Onthou, ons het eintlik Rusland se kant gevat as Suid-Afrika in hierdie oorlog in Oekraïne en het eintlik dus teen Amerikaanse belang opgetree in Rusland. En nou noem Trump niks van Rusland, hy noem net van China en Iran en Palestina. En 'n paar dae na die aankondiging van die plaasmoorde, die grondonteiening, black economic empowerment, hier maak Rusland ook 'n aankondiging. En hulle sê vir die ANC, maar julle moet julle BEE-beleid verander en julle kan nie so optree met 'n minderheidsgroep in julle land nie. Nou praat Amerika en Rusland uit dieselfde mond uit. Ja. Met Suid-Afrika. Ja, En dit veroorsaak 'n gefladder in die duiwelhok, want nou kan nie een verstaan nie, want van 1912 wat die ANC gestig is tot vandag toe het hulle nog net altyd geld gekry en almal het geglo wat hulle sê, almal het hulle met handskoentjies hanteer, hulle het net die beste ontvang. Ewe skielik is dit asof die hele wêreld teen hulle is. Wêreldbank, verander julle beleid, verander julle ekonomiese beleid. En so hier is iets groter in die spel. Ja, hier's 'n Maar kat. daar is nou 'n ondersoek aan die gang oor waar en hoe het die geld van Iran afgekom na Suid-Afrika toe En waarvoor? om vir Israel in die wêreldhof te gaan aankla. Nou daai ondersoek is aan die gang en daar gaan 'n paar dinge uitkom wat ongelooflik interessant gaan wees. Hier is eintlik so baie materiaal vir boeke. Ja. Maar Wat moet jy net toesluit, dan kan jy 'n paar skryf. Ja. So daar's 'n groot spel daar agter aan die gang, maar ek dink een van die goed wat Amerika bekommerd maak op hierdie stadium is daai verrykte Iran. Want dis al wat Iran eintlik nodig het. En 'n ander interessante ding is Rusland het nou saamgestem met Amerika dat Iran moet nooit die vermoë hê om Israel te vernietig nie. Ja. Dit quite. Ja. This quite a shift. Ja, dit Ek is. wil verskoon my Engels, maar ek wil Rusland het nou die ander dag lugafweer toerusting aan Iran verkoop. Ek wou hulle was maatjies gewees. Daar is baie definitiewe skuif van Rusland na Amerika se. Daar's 'n interessante ding in die gang Ja, daar. op hierdie stadium, Maar jy ja. moet onthou, maatjies is maatjies tot op 'n punt. Ja. Onthou, Altyd. hoekom het Rusland so teruggehou toe dit begine lyk asof Donald Trump wel die verkiesing gaan wen? Ja, want hy was ongelooflik
as mens kyk na wat in die Oekraïne aangaan, is dit ek wou hy het ongelooflike beheer uitgeoefen. Waar hy kon die dam onder die eend uitgeruk het en baie harder teruggeslaan het. Maar hy het teruggestaan en nie hard teruggeslaan omdat hy gehoop het Donald Trump gaan wen. Dis my opinie. Jy moet onthou vir 3 jaar praat geen westerse leier met Rusland nie. Hulle ignoreer hom flat. Ja. En Donald Trump sê ons sal beter af wees as ons vriende is met Rusland. Jy raak nie vyande met die land wat die meeste kernwapens in die wêreld oor beskik nie. Ons praat oor 6 bomme. Ja. Rusland het 6800 atoomwapens. Ja, Ja, dit sal nie goed wees nie. ja nee, dis 'n ramp. Dis 'n ramp. Ja, Dis 'n dit ramp. is 'n bye. Ja. As Medvedev nou die president was, het ons 'n kernoorlog klaar gehad. Maar Putin is baie beheerst. Hy besef wat dit beteken. Terwyl Biden het net voortgeploeter want hy het nie self geteken nie. Dit lyk vir my hy het sommer die rekenaar gebruik om namens hom te teken. Ja, hy het 'n autopen gehad. Ek bedoel, hy het 'n autopen gehad. Dis soos hierdie ghostwriting goeder. Wat noem hulle hierdie hierdie occult mense wat hierdie automatic writing ook doen. Dis amper so ding. Jy scan hom in by jou rekenaar en dan paste jy hom daarso of iets in daai lyn. Maar ek weet nie eens hoe om dit te doen nie, hoor. Ek probeer so graag want nou moet ek by dokumente eers uitprint, teken en inscan. Dit werk nie meer so nie. Mense, ons is besig om regtig lekker te gesels. Wynand, voordat ons het nou weet jy wat jy sê so van tyd tot tyd dat die beplanning vir 'n operasie is 'n baie belangrike ding, maar dit gaan baie dikwels by die venster uit binne die eerste paar minute van 'n operasie. En vandag se gesprek was nou iets wat so gewees. Ek wil hê ons moet gou terugstap na Argon toe. Want daar's 'n paar goed in Argon wat weet jy wat? Ek gaan nog 'n stapie terugvat. Wynand, voordat ons klaar maak, wil ek net gou jy moet vir almal vertel want jy het 11 boeke geskryf. Jy het 3 nie fiksieboeke geskryf. Josefs Kleed, Judas Bok, of Judas Bok, Josefs Kleed en dan Argon. Nou Argon, mense, kry die boek, want Argon is Josefs Kleed en Judas Bok saamgevat, maar saamgevat met al die nuwe inligting. Ek bedoel, toe jy Josefs Judas Bok geskryf het jy nie geweet van die Brazzaville protokol nie. So gaan nie weet jy wat, daar's genoeg goed om jou hare te laat regop staan. In alle geval, maar dis die belangrike ding, is die Josefs Kleed en Judas Bok kan jy nie meer koop nie. Argon is die boek wat jy moet koop, maar behalwe dat jy het 11 boeke geskryf. S98 is die volgende een wat ek gaan lees. Dan staan Long Lost Grave, Destiny, Pelindaba Protocol, en dan staan jou 3 bosoorlogboeke, die Soldaat, Kaplein en Kompas. Nou al 3 daai bosoorlogboeke het 'n ouderdomsbeperking van 18 op. So en ek weet nie, het julle waar kom daai ouderdomsperk vanaf? Ja, dis interessant. Jy moet onthou, toe ek die Soldaat geskryf het, het eintlik gekom deur een van my kollegas van destyds het my gesê, Wynand, skryf 'n boek oor die infantry. Right. Dus skryf ek die boek. Ek stuur vir hom en ek sê vir hom, right, wat dink jy? Hou jy daarvan? Hy sê, sjoe, maar dit is allemaal gevloekery. Ek sê, maar was dit so in die army of nie? Hy sê, ja, het was so. Hy sê, maar jy gaan in die moeilikheid kom oor die taal gebruik. Ek sê, wel, dan sit ons daar 18 ouderdomsbeperk taal op. En dis waar daai vandaan kom. Dis waar dit vandaan kom. Eintlik so 'n tong in die kies, jy weet, daar's niks kom ons sê grafies of so in wat 'n ouderdomsperk regverdig nie, maar dit gaan oor die taal. En wat ek agtergekom het dat die mense wat ek gedink het gaan meer beswaard wees oor die taal, hou eintlik meer daarvan dat 'n ou dit skryf soos dit is. Autentiek. Ja, soos dit was, ja. Ja, dit is hoe dit moet wees en dit is hoe dit tog was. Ek bedoel,
as jy nou nog na goeters kyk, jy weet, die taalgebruik, mense baie keer gestaan en lag en dan is jy in die moeilikheid vir die goed wat mense kwyt, die korporale kwyt geraak het en so meer en met mekaar gepraat het. So dit moet so wees, want dit is hoe dit was. Ek dink jy moet dit so hou en dit is goed dat jy die 18 daarop het. Ek self het gedink het dalk te maak met, jy weet, mense wat geskiet is in arms en bene en al die goeters, want in die een boek wat ek gelees het, Blood Brothers van Dion Lambrecht, daar is nogal 'n stuk in waar ou geskiet is reg deur sy maag en jy weet 100 operasies later, hy leef nog steeds, maar geweldige lyding gehad en dit was ook in 'n ratelaanval ook in Angola gewees. Ek kan nie nou spesifiek onthou maar dit was 'n ratelaanval gewees en daar was geweldige lewensverliese gewees op 'n stadium. Ja. En dit is wat ek gedink het, dit is hoekom jy in jou ander boeke nou die 18 opsit, maar jy sê dit spesifiek maar nou net taal. Ja. Ek vir my in 'n groot mate die grafiese gedeelte van sekere dinge. Veral dit wat die dood. Ja. Ek kry dit liewer van nou oor en verby. Ja. Wat ek dit beskryf. Ja. As jy verstaan. Ou doodgeskiet is net dood uitgesneeuwel klaar. Ja. Maar dis nou maar ek, jy weet, so almal het mos normale maniere. Dan skryf, ja. Ek het 'n paar goeters wat ek hou oog op die tyd hier. Ons sit so 9 minute. Daar's 'n paar goed wat ons moet aanraak. Voordat ons vandag klaar maak. Daar was 'n oproep. Ek weet nie, ek kan dit nie opspoor nie, so ek gaan sê daar was gerugte van so 'n oproep waar Foster vir Kissinger gebel het en vir hom gesê dat, weet jy wat, as jy nie die Kibane uit Luanda uitkry nie, uit Angola uitkry nie, gaan ons Luanda, Dar es Salaam en Moskou bom. Nou Dar es Salaam, ek het die afstande gaan opsoek vir hierdie goeders. Ons het teen die 1980s het ons 'n interkontinentale missiel gehad, wat dit klink vir my asof hy 2500 kilos agter die blad kon kry, want Dar es Salaam is 2500 kilos van ons af. En alhoewel dit beteken hawe van vrede van alle goeders, is dit waar die grootste deel van Afrika se twak kom deur daai hawe in. Ek wil baie van die wapens se deur Dar es Salaam ingekom. En Luanda is 2540 kilometers weg. Weet jy enigiets van daardie oproep? Nee, ek weet nie van die oproep nie. Ek dink nie Kissinger sou veel doen aan die Kibane daar nie. Ja. Maar okay, kom ons gaan na die missiele self toe. Die RSA missiel is maar net 'n kopie van een van jou Israeliese missiele. Ek kan nou nie die naam so op my tong onthou wat dit is. Jericho, was dit nie? Die Jericho missiele. Ja, maar dit 'n paar verskillendes, maar die RSA missiel is 'n baie stewige groot missiel. As 'n ou nou gaan kyk by die Lugmagmuseum in Swartkops in Pretoria, die missiel is daar uitgestal. Die RSA missiel. So terloops ook die Shahid drone waarmee Rusland vir Oekraïne so opgevoeder het, wat hulle by Iran gekry het, wat hulle by ons gekry het, want ons tegnikus het toe hulle nie meer welkom is in Suid-Afrika nie, het oorgeskuif Iran toe. So die eerste Shahids is hier in Suid-Afrika gebou en het lyk op 'n druppel dieselfde en inteendeel ek was nogal geskok. Ek het vir my jongste seun Emmy gaan wys hoe lyk die vliegtye wat daar staan en so aan. En hier kom ons op die afdeling af met die drones in. Maar goed, Suid-Afrika vervaardig nou nog drones. Maar ek dink is meer private maatskappye met kontrakte wat dit doen. Okay, kom ons stap gou weg daarvan af. Die RSA missiel was ek dink heeltemal in staat om daai afstande te skiet. Dis deel van die kom ons sê dan die afskrikmiddels wat tot stand gebring is, die vermoë om 'n kernwapen te kan lewer, of hulle al die plofkop self, die kernplofkop, of hulle hom al ontwikkel het om te pas op die missiel. Dit weet ek nie.
Maar dat Okay. hulle die missiel ontwikkel het om die wapen te kan dra, dit is 'n feit. Maar dan die G5 kanon is ook ontwikkel om 'n taktiese kernwapen af te vuur. Ja. Ja. Ja, okay. Maar hulle praat van die die verkleining van die wapen self. Dit is 'n mooi woord in Engels, maar my Engels is nie wonderlik vandag nie. Maar hulle moet daai wapen minimifiseer, om verklein, dat hy kan pas in die wapen wat hom moet aflewer. En dit is nie altyd so 'n maklike ding om te doen nie. En dit het tyd gevat en so, maar ons G5 was voorberei om dit te kan skiet, en ek dink die missiele was goed genoeg voorberei ook om dit te kan skiet. My broer het self op daai projek gewerk, by die missiele daar in Bredasdorp. Hy het by Houtec gewerk, en hy spesifiek moes die ontkoppeling van satelliete vanuit die missiel moes hy hanteer. So ons kon satelliete ook met daai vuurpyl in die lugruim kry, op in die buitenste ruimte kry. Daar's baie goed waarvan 'n mens nie vandag weet nie. Ek dink ou Elon Musk is skoon jaloers wees as hy weet dat ons het al 'n klompie jare terug ook vuurpyle afgeskiet boontoe. Maar dink nou as ons 'n ou soos Elon Musk in Suid-Afrika kon behou het. Hoe 'n fantastiese voorsprong dat Suid-Afrika sou kon gee het, né? Maar okay, dan dwaal ons weer van die storie af. Kom ons bly by die storie. Ja, ek wil graag teruggaan na die storie toe via Cabo Delgado, die hele situasie by Palma, Al-Shabaab, die Afrika leeu's wat reguit uit die Pelindaba protokol uitkom. Die skakel met Suid-Afrika en terreur, ek wil ons is op die gryslys as gevolg van terreur organisasies. Ja. En die islamiete wat... Dis interessant dat jy het noem 3 weke nadat hierdie boek uitgekom het. Het daai ouens die eerste keer begin om mense se kele af te sny. Toe dit eintlik die eerste keer dat dit aan die lig gekom het. En toe vra ou vir my, sê vir my, "Jeno, Wynand, hoe die hel het jy dit geweet?" Toe sê ek hom inside info. Kan ek mos nou nie inside info hê nie, en weet jy wat, nee, dis blote toeval dat die Afrika leeu's wat ek hier beskryf het, so hand aan hand eintlik stap met Al-Shabaab en Palma en Cabo Delgado. Daar was nie van my vooraf kennis nie. Ek het wel geweet dat ISIS georiënteerde groepe toenemend aktief is in Mosambiek, maar ook in Suid-Afrika, in Natal. Ons sit byvoorbeeld met 200 en volle opgeleide ISIS-vegters in Newcastle, en die polisie kan niks daaraan doen nie. En hulle wissel mekaar af, as die van Cabo Delgado af, dan kom rus hulle in Natal, en dan gaan hulle ander weer op boontoe, en dis heeltemal 'n mekaar gevlegte storie wat nou vir my baie meer sin maak as wat dit was toe ek Pelindaba protokol geskryf het. So die Cabo Delgado, die Raid Palma het eintlik sonder dat ek daarvoor gesoek het eintlik 'n klomp ekstra geloofwaardigheid aan hierdie verhaal gegee. Ja, maar dit is goed. Maar dit, weet jy wat, dis die tipe goeder wat my wakker hou in die aand. Ja, dit is net wat my bekommer ook. Dis nie 'n goeie idee nie. Ek wil Luister, ons moet net onthou, Donald Trump het ons gered. Ek dink die operasie was redelik ver beplan om van die ANC-regering ontslae te raak vir 'n pro-Amerikaanse regering. Dit het ons gesien met die invlieg van Victoria Nuland, die ambassadeur wat gepraat het oor die Lady Air met daai toerusting wat gelaai is, en ek kan nou vir julle sê wat gelaai is op daai skip. Onthou my dat ek dit vir julle sê. Op 'n rekord. Toe het, nee wat,
Toe het daar Victoria Nuland basies kom praat. Nou, sy is bekend as die koningin van die dood. Sy is die een wat al hierdie color revolutions, die Maidan Revolution, Oekraïne en al daai goed wêreldwyd orkestreer. So sy is die groot duiwel agter die Amerikaanse buitelandse vuilspel en die stook van oorloë. En hulle en ons weet nou dat ISIS is deur die CIA, deur Victoria Nuland gestig en Obama. Deur hulle gedra. Dis nie meer 'n vreemde ding nie. Dit is eintlik baie bekend deesdae dat Amerika het sy eie vyande finansiëel ondersteun om te kan oorlog maak, waarskynlik vir die militêre industriële kompleks wat baie geld daar uitmaak. Ja. Nou, waar was ek nou? Jy het gepraat van Victoria Nuland en die kleurrevolusies. Dis wat my bekommerd. Ek op hierdie stadium vir Suid-Afrika. Daar is 'n ding wat ek nou nie met julle kan deel nie, maar die kanale om die geld. Nou die Amerikaners se normale budget vir 'n kleurrevolusie is 'n aanvangsbudget van so 5 biljoen dollar. Met ander woorde $5 miljard. Ja. Dis wat hulle begroot om 'n operasie in 'n land af te skop. Nou, ek kan bevestig dat daar 50 miljard rand op pad was Suid-Afrika toe. Ek weet ook hoe dit die land sou inkom, hoe dit sou deurvloei na die ISIS-magte of dan die moslimmagte in Natal toe. Die gedagte was waarskynlik om 'n onrus-situasie te bou en dit onhanteerbaar te maak, en as die stof gaan lê is daar 'n regering van Amerikaanse keuse aan bewind. Toe kom Donald Trump aan bewind. Donald Trump het 'n ander strategie. Hy gebruik finansiële druk, ekonomiese redes om lande aan sy kant te kry. Hy het nie dryf nie lande met oorlog of hy stook oorlog in lande nie. Hy gebruik ekonomiese faktore en finansies om lande na sy pype te laat dans. Want jy kan nou kyk, Donald Trump het 'n paar baie interessante slim goede gedoen. Sy eise oor Groenland, oor Kanada, die Panama kanaal en dan die volgende een was Suid-Afrika. Hoekom? Omdat dit almal is en die Bommie-Houthis by die Rooi See. Omdat dit al hierdie plekke speel 'n rol. Groenland in die Arktiese See, daai noordelike roete wat die Russiese ysbrekers oopmaak om hulle afstande te verkort, wat hulle 'n handelsvoordeel gee, maar ook 'n militêre voordeel gee. Maar kan Amerika IJsland beheer, dan beïnvloed hy daai roete. Kanada grens ook in daai gebied. So hy speel nou twee kante toe. Groenland en Kanada, een van die twee of dalk albei. Die Panama kanaal is nou weggeneem by die Chinese. Dis nou terug, nou het Amerikaanse skepe weer vrye deurgang deur die kanaal. Handelsskepe sowel as oorlogskepe. Dan praat ons van die Kaapse seeroete en dis die een waarmee hulle nou woelig is en woel, want Suid-Afrika is deel van BRICS en die enigste rede hoekom 'n verslonste land soos Suid-Afrika deel is van BRICS is oor sy ligging. Sy strategiese ligging. Bly die Kaapse seeroete. Nou, dis baie interessant dat BRICS het toegang tot die hawens. Tog is die mense onder in die Kaap vreeslik ontroerd nou as 'n Russiese skip die hawe sou invaar en wat daarmee saamgaan. Maar eintlik is hulle bondgenote met Suid-Afrika. Amerika het nie nou daai toegang nie. En hulle gaan nou toegang geweier word. Sou hulle nou byvoorbeeld wou inkom. Die ander interessantheid waarmee ons moet kyk is dat
Lesotho. Die militêre basis in Lesotho van Brittanje. Hulle het meer aanvalshelikopters as wat Suid-Afrika helikopters het. Ja. Dis 2 ure van Bloemfontein af. Ja. Net 2 ure. Die Britte lei die Lesotho weermag op om as 'n proxy te kan optree vir die Britte sou dit nodig raak in Suid-Afrika. Ja. Die Amerikaners sit met 'n basis in Botswana. In Gaborone. En onthou die grondeise van Lesotho. Moenie die grondeise van Lesotho uit die oog uit verloor nie. Daai is wettige grondeise, die hele Vrystaat. Die noordelike deel van die Oos-Kaap, die suidelike deel van Natal en 'n deel van Mpumalanga. Dan vat jy Swaziland se grondeise, dan sluit dit by mekaar aan. Van kus en daar die noordelike deel van Natal rondom tot in die Oos-Kaap teen die kus. En daar is ons terug by Kalfoot oor die Drakensberg. Ja, en dan moet jy onthou, dan is dit net die Zulu Kingdom wat nie geraak is nie. Ja. Hoekom nie? Hulle is nêrens betrokke met enige grondeise nie. Maar Lesotho het 'n aktiewe grondeis op die hele Vrystaat. En julle sou nou gesien het die afgelope paar maande raak dit al meer dringend. Die eerste keer wat dit op die nuus gekom het was in Desember van 2022. En ek het dit net so opgetel, ek het nog gery van Nelspruit af Pretoria toe hoor ek dit. Toe gaan kyk ek. Toe gaan soek ek daai dokumente van die Verenigde Nasies, daai wat noem hulle die goed. Daai resolusie, ja. Ja, daai, jy weet, maar daai geskrewe goed. En dit speel 'n baie groot en belangrike rol weer eens oor die suidpunt van Afrika. Jy weet, ons dink ons probleme gaan kom as gevolg van interne geweld. Swart teen wit of groeperings teen mekaar en uiteindelik dan oor na swart en wit toe. Want dis waaroor die retoriek gaan, waaroor hulle opgestook word. Maar daar is inligtingsdienste in die wêreld wat al voorspel het dat die Suid-Afrika gaan vasgevang word in 'n warm oorlog, 'n hot war tussen Brittanje, Amerika en Rusland. En ons klomp gaan hier in die middel sit en daai chaos gaan veroorsaak dat die kruitvat in Suid-Afrika intern onder die bevolking ook ontplof. Ja. Okay. Maar dis 'n scenario wat bestaan. Dis nie die volle scenario nie. Dis maar een van die scenario's wat bestaan. So ja, om terug te keer na die ISIS mobilisering wat ons of groeperinge wat ons kry. Interessant, hulle is almal van Laudium af uitgeplaas. Laudium Standerton en dan in Newcastle af Durban toe. Dis asof hulle daai N17 roete moet oop. Ja. En ons inligtingsdienste weet dit. Maar hulle is magteloos om iets daaraan te doen. Die politieke wil is nie daar nie. Ja, die politieke wil is nie daar nie. Ja, die politieke wil is nie daar nie, want kyk hoeveel moslems is in ons regering. Ja. So, daar's baie ander goed wat 'n groot rol hier kan speel en dinge kan doen. Maar ek sien daar nou nog 'n vraag hier op my ander skerm. Die duikboot se kapasiteit om 'n kernwapen te lanseer. Nee, hy het nie daai vermoë gehad. Ja, ek het gewonder daaroor want dit sou aanpassings vat en ek weet nie of ons daai kapasiteit gehad het nie. Want ek het net gedink as hulle gedreig het om 'n kernbom op Moskou te gooi, is die enigste manier wat hulle dit kon doen. Sou 'n duikboot wees. Ja. Het jy al boer se groot paraat stories gehoor om die kamp om die braaivleisvuur? Daai vis was so groot. Ja, maar oupa het die bordel uitgetrek. Hy was so wyd uit mekaar uit. Ons moet nie dit vergeet nie. Nou wanneer jy praat van afskrikking en afskrikkingsmiddels, dan wil jy, en omdat niemand weet nie. Niemand weet kan jy of kan jy nie. Maar as jy sê vir ou, luister ek bom sommer vir Moskou. Nou begin hulle wonder. Want onthou ons het die Daphne duikboot, maar hy is hopeloos te klein vir
vir 'n kernwapen of 'n missiel of enigiets in daai lyn. Jy weet 'n Daphne duikboot pas in die eetsaal van een van hierdie groot Russiese duikbote in. Oh, wow. Dis onvergelykbaar. Marine. Ja, is miniatuurtjie teen daai groot goede. Wat flieksale in het, hulle het gimnasiums in, seker nog saunas en sulke dinge ook. Die feit van die saak is, Daphne was, as jy nie hare op jou tande gehad het nie, het jy nie in 'n Daphne geaard nie, want jy stort voordat jy by die huis weggaan en jy stort weer as jy terugkom by die huis. Daar is die sulke fasiliteite nie. So is maar baie rou en net om daai vraag te antwoord, nee, ons kan nie van die duikboot af het gedoen het nie. Waaroor sou jy nog wil praat? Kan ek miskien net hier inkom? Ons het nou so gepraat, so wyd gepraat oor alles. Maar een ding wat vir my belangrik is, veral as 'n mens kyk na die geskiedenis hier van 66 met die moord van Verwoerd, Foster en alles wat daarna gebeur het en al die verwikkelinge daarna, is daar een persoon wat ek nou al oor gesoek het, maar ek kry regtig nie baie nie, en dit is Lang Hendrik van den Berg. Weet jy dalk iets van hom af? Man, hy was maar die hoof van ons ek wil nie sê die inligtingsdiens nie, maar hy was so amper ons FBI se baas gewees, as hy het so kan uitdruk. Ja. En dit lyk vir my, die klomp was almal saam gewees in die konsentrasiekamp. Ja, Koffiefontein. In die Tweede Wêreldoorlog, en dis eintlik waar hulle bande gesmee het en hulle planne beraam het. Ek weet van die eiland in die Vaalrivier, inteendeel, ek het al daar gaan rondloop. Ek het daar ingegaan, daai plek is net abandoned. Daar staan kabinette vol geheime leeg, staan net so enigiemand kan daar ingaan. Ek het daar 'n klomp dokumente uitgehaal, gesê, wel, hier is my volgende boek, ek moet dit nou net met my saamvat en ek het dit nou nog. Kyk, hy was bietjie voor my tyd gewees, ek was ook maar op skool toe Foster eintlik deur PW uitgedwing was, en dit is as gevolg hiervan, dat hulle uitgedwing was. Daai dokumente van dit het in PW se besit gekom, en hy het ingestap en vir Foster gesê, jy en Lang Hendrik het 24 uur om te bedank. Maar omdat jy goeie werk gedoen het, sal ons jou die staatspresident maak. Ja. Maar ek dink die beste inligting daaroor Lang Hendrik, gaan jy waarskynlik kry in die boek, The Tall Assassin. Ja, die lang generaal, die een van Elsden. Yes, daai ene, ja. Daai ene, ja. Ja, hy bied vir my die mees logieste deel van die verhaal aan. En ek gee nou nie om wat die ander mense sê rondom die Smit-moorde en wat daarmee saamgaan nie. Ek dink hierdie weergawe is vir my die naaste daarin, en dit maak alles logies sin uit. Ja, dit doen. Ja nee, ek het net gewonder, want dit is 'n ding wat my nog altyd gehaak het. Jy weet, vir alles het kom by assassinations, ek kan nou nie op Afrikaanse woord kom nie. Dan is daar altyd die tendens wat daar gesê word, die persoon het alleen opgetree. Daar was nie 'n conspiracy nie. Jy weet, dit maak eenvoudig net nie sin nie. Mense tree nie alleen op nie. So met die gevolg is, dat hierdie was nogal, toe ek hierdie boek gelees het, toe het dit nogal vir my begin sin maak, dat daar meer agter Verwoerd se dood skuil, as wat daar gesê word, veral as 'n mens kyk na die politieke verwikkelinge onder Foster sedert 66, veral 67, met die hele sportbeleid, en dit is 'n ding wat ek nagevolg het, en hoe dit 'n verwarring veroorsaak het, en tweespalt veroorsaak het met die stigting van die Herstigte Nasionale Party, en die KP later aan, ensovoorts, en die hele verlig vir krampstryd. Ek weet nie of jy daarvan weet nie, maar dit het my nogal sin gemaak, en wat hierdie Elsden ou gesê het nogal sin gemaak, dat daar meer agter daai moord was, as wat net die blote oog was. Dit was nie net een ou wat 'n wurm in sy maag gehad het nie. Ons kan onsself die vraag vra, hoe die ou Woodstavendas daar beland.
Ja, presies. Absolutely. Hoe het hy daar beland? Hoe het hy daar binne gekom? Ja. Niemand, ja, dis En dit kan net Lang Hans that's the wees of 'n smoking gun. Forster. Ja, jy Ja. weet so, dit was nie daai ouens wat touwtjies getrek het en dinge laat gebeur het. Dan Ja, na my nou- mening. Jy weet, 'n mens weet nie. Hoe woedend my paale was daai jare. En oor die moord en die vraag was altyd nou hoe die hel het Stavendas Ja, binne in die parlement gekom. in die parlement Wat was die ingekom. sekuriteit? Of Ja, wie het hom precies. toegang gereël? Wie die deur Presies. oopgemaak. Ja, wie die deur oopgemaak. Mhm. Ja, nee, dankie. Ek Ja. wil net Ehm, weet. Mense, ons moet klaar maak. Ons is nou so 1 uur en 'n kwart aan die gang. Ek wil afsluit met die Brazzaville protokol. Uit Argon uit. Vertel ons 'n bietjie meer daarvan, want ek dink dit was vir jou ook een van daai oop oogmaak episodes gewees. Ja, weet jy, vir my het dit alles beginne met die Fransman wat destyds die bemiddelaar was vir my vrylating. 'n Ou met die naam van Jean-Yves Olivier. Nou Jean-Yves Olivier was eintlik op die swartmark bedrywig. Ons het olie deur Jean-Yves gekoop en die skepe wat die olie afgelaai daar in Saldanha Bay, die name was altyd met gooiingsakke toegemaak en niemand kon sien waarvanaf die skip kom nie. Hy het nie 'n vlag opgehad nie en so. So Jean-Yves nadat hy deur die revolusie van Algerië gegaan het en hy as 16-jarige in die tronk gesit het daar, het maar altyd daarna ek dink hy dra vandag nog die letsels van daai tyd wat hy daar in Algerië in die tronk gesit het. Maar ek gaan nie daaroor praat nie, ek dink dan raak dit nou baie persoonlik vir hom. Nou Jean-Yves het gaan kyk en het gesê, wel Suid-Afrika is toe onder die sanksies. Hier is vir my 'n besigheidsgeleentheid. En ons kan seker maar sê al die ander buitelanders wat in Suid-Afrika daai tyd was, Mario Chiavelli en al hierdie ouens het, maar die nood wat ons ervaar het gebruik tot hulle eie voordeel om te kan voorsien. Nou dit is hoe hy in Suid-Afrika betrokke geraak het, hy wat Jean-Yves is. En omdat hy agter die hele, hy het sy eie storie so gaan skryf, hy het gesê, maar toe hy nou in 83 in Suid-Afrika kom, was dit vir hom baie duidelik, dat hier Suid-Afrika loop dieselfde paadjie as Algerië, en dat hy dalk meer kan doen in Suid-Afrika in hierdie proses waaraan hy betrokke is, om dalk vir Nelson Mandela vooruit te kry. Nou, hy het toe 'n film gemaak daaroor, 'n dokumentêre film, Plot for Peace. Nou, hy is beskikbaar op die internet, Plot for Peace. En toe daag hulle eendag by my huis op, toe sit ek nog in Garsfontein, dis kort voordat ons Kongo toe gegaan het, en toe het hulle onderhoud met my kom voer, oor wat was my ervaring met Jean-Yves Olivier. Ook na aanleiding van wat ek in van my boeke geskryf het oor hom en so meer. En die probleem wat hulle toe ondervind is dat ons het buite gesit en het afgeneem en toe is die beeld te helder na hulle smaak. Dit wys nie die situasie so donker as wat dit moet wees nie. Toe hulle nou daai gedeelte wil kom oordoen, toe is ek op die plaas in die Kongo toe boer ek al daar. So toe hierdie hele filmspan oorgekom Kongo toe en het ons basies daai shoot herhaal. Nou, na aanleiding daarvan word ek en Francis toe genooi na die 25ste herdenking van die Brazzaville protokol. Maar ek het nie geweet wat die Brazzaville protokol behels nie. Maar tydens hierdie, kom ons sê, herdenkingsbyeenkoms of fees van die Brazzaville protokol, het hy toe die premier gedoen van Plot for Peace. Plot for Peace speel toe die aand daar. Nou ons word genooi
En dit was vir my 'n openbaring tot 'n baie groot mate, om te besef dat die oorlog se einde, die Bosoorlog, was in Brazzaville gedoen en nie in New York nie. In Brazzaville is die onderhandelinge gevoer, dis waar alles gedoen het, maar om die blessing van die United Nations en die blessing van Amerika in die wêreld te kry, moes hulle hierdie ooreenkoms toelaat onderteken het in New York. Maar punt 1 van die Brazzaville protokol stipulasies was die vrylating van gevangenisse. En dus as gevolg daarvan dat ek uiteindelik vrygelaat is. Nou die Brazzaville protokol was al amptelik in 1986 aanvaar. En ek het nog vir 'n jaar daarna nog steeds in die tronk gesit oor hulle my vrygelaat het, alhoewel dit deel van die ooreenkoms was. Die punt is, toe was die einde van die oorlog ook al beplan en het daar hoeveel mense doodgegaan in hierdie operasie Hooper, Pecker, modulair rondom Quetequanawal wat glad nie nodig was nie. Quetequanawal was 'n round table beplanningssessie. Almal moes as oorwinnaars terug gaan huis toe. Suid-Afrika, Cuba en die Angolese. Nou Suid-Afrika moet teruggaan en sê hulle het nou gewen by Quetequanawal. Dieselfde word gedoen aan die kant van die Cubane en dis net die Angolese wat niks het nie. So kom ons gee vir hulle 'n bietjie 3 olifant tanks. Daar is die mynveld, ry in die mynveld en ons los hulle daar en Angola kan vir hulle mense wys. Kyk, ons het die boere hier uit mekaar uitgeskiet. As jy vandag na die monument gaan, die oorlogsmonument by Quetequanawal, jy het nog nooit so indrukwekkende monument gesien nie. Nou as ons nou kon beeldsharing doen, dan het ek vir julle video's daarvan gewys, maar dis miskien 'n gesprek vir 'n ander dag. Nou, die enigste goed wat hulle op die toerisme roete is daai 3 tanks. Wat nou daar stukkend en uitmekaar uit is. Dus, so as jy die slagveld gaan besoek vandag, jy sien net ons wrakstukke. Al hulle wrakstukke is verwyder en daar was duisende van hulle. So die indruk is onmiddellik dat hulle het hierdie oorlog totaal en al gewen, want hier is nie eens een van hulle tanks uitgeskiet. So, jy weet, so dit is nou weer so 'n klompie stories, maar terug na die Brazzaville protokol toe, was 'n baie grand funksie gewees. En hulle het vir Francis opgevlieg het van Johannesburg af. Sy het saam met al die joernaliste en die spanne gevlieg. Eerste klas, baie grand, ons in 'n grand hotel gewees. Ek is op die lughawe deur 'n drywer ontvang en met gloeiende sirenes geneem daar na die hotel toe waar ek nou vir Francis gekry het. 'n Baie smart klasie. En die aand in die eetsaal, dis nou voor die funksie, toe's Rusty Evans daar, Mandela is daar, wat is hierdie ou wat nou Paramount besit, is die baas van Paramount? Ja, ek weet nie. Ook nie. Geen idee nie. Maar oké, dis ook so 'n Joodse naam, ek gaan nie nou daarop kom nie. Ek het sy goed hier ergens. Maar hulle is almal daarso. En natuurlik Pik Botha kon dit nie kom ontvang nie, so hy het iemand gehad wat namens hom daar was die aand daar, baie lekker atmosfeer, lekker saamgekry. Matthew Sposa was daar gewees, en 'n klomp van hulle. Maria Atesari was daar, en 'n verskeidenheid ander hoëgeplaastes wat destyds redelik gefeature het in die wêreld. Hulle was almal daar gewees. En die volgende dag toe sit nou die formele funksie en toe wys hulle nou plot for peace. Die eerste skok is dat 50% van hierdie dokumentêr gaan oor my en my vrylating. Okay? Dit was vir my die eerste skok gewees.
En die tweede een was gewees waar die generaal, wat sy naam ek nou nie vir julle hier op die lug wil noem nie, waar hy gesit het in die skaduwee. Hy sê, but I'm actually to blame because I requested this operation. Toe val die legstukke in mekaar. En toe het ek Judas Bok geskryf. Okay. Nou daai aand met die formele ete na die funksie, toe het ek ook die nasionale meriteorde van die Kongo gekry en het ek ontvang saam met 'n verskeidenheid van ander Suid-Afrikaners. Rusty Evans het een gekry en daar's nog so 'n paar ouens en Matthew Posa het een gekry en hy breek nogal daarmee vreeslik baie. Maar sy naam was nie op die lys nie, maar toe kom staan hy in die ry en toe moet hulle gou 'n medalje gaan soek om vir hom te gee. Maar kom ons brei nou nie uit daaroor nie. Die storie agter die storie. Ja, die storie agter die storie. Maar nou, as jy die Plot for Peace kyk, dan kan jy sien dat ek was die onderhandelingsmiddel, die verskoning om hierdie goed by mekaar te sit. Maar dit is nou nie dat ek as Wynand gekies het nie, dit kon ook Piet van Sail gewees het. Ek het maar die kort loetjie getrek wat daar beland het. Maar die dokumentêr beskryf die hele proses so dat aan die einde van die dag, na my vrylating en al daai goed nou plaasgevind het, 'n plek gekom het, vat hy die film tot waar Nelson Mandela in die Soweto stadion instap. En dan sê hy, sy Plot for Peace is nou verby, dit is klaar, dit het gewerk. Maar ek feature instrumenteel oral was deur hierdie gebeurtenis wat daar plaasgevind het. En jy sou onthou, P.W. Botha het op 'n stadium, ek dink dit was in 1986, het hy in die parlement gesê, hy is bereid om vir Mandela vry te laat in ruil vir my. Nou daai beelde is ook in hierdie dokumentêr vervat, waar hy dit gesê het. Nou dan voel 'n ou maar iewers simpel om te dink dat 'n ouer rol by so iets gespeel het. Maar die Brazzaville protokol, dis waar die vrede gesluit het, die einde van die oorlog is daar bepaal en dis was die herinnering daar gewees, maar dis waar ek die meeste waarhede uitgevind het rondom die hele situasie. En dit het vir my eintlik die lig laat sien finaal om die boek te skryf. Ek het dit vroeër probeer skryf. Ek het dit probeer skryf weer in die vroeë 90s, ek dink dit was in 92 gewees. Toe het hulle baie hard op my neergekom, die intelligensiedienste. Hulle het die spookskrywer uit Brittanje uit wat ek wou gebruik op die vliegtuig gelaai, het teruggestuur Londen toe. Hulle het ingekom, hulle het my by my huis ingekom, hulle die rekenaars, alles wat ek het daar vernietig, het mekaar uitgeslaan, die harde skywe was verwyder gewees en R15.000 se kontant wat op my kassie gelê het, wat ek so die volgende dag Angola toe vlieg, het toe op my kassie en daar's nie daaraan geraak nie. En toe een van my ou vriende my gebel die volgende dag, toe sê hy vir my, Wynand, jou laptop lê hier in die kantoor langs my. So, hulle wou nie hierdie storie laat uitkom nie. En dis hoekom hulle so kwaad is vir my vandag. Dis hoekom daar so baie mense is wat kwaad is vir my. Want daai generaal wat in Plot for Peace se gesig gewys word, lewe nog. Hey. Raai wat kyk ek vanaand weer? Ek het Plot for Peace al gekyk, maar ek gaan dit regtig vanaand weer kyk. Jy moet mooi kyk. Ek sal mooi kyk. Baie goede daar. So dis die storie dan nou van die Brazzaville protokol. Dankie Wynand. Wynand, jy het regtig nie 'n vervelige lewe gehad nie. Ja. Ek het vroeër vandag vir Wynand 'n e-pos gestuur en vir hom gesê dat hierdie is 'n stukkie geskiedenis, Wynand se gevangeneping en sy vrylating en sy ervarings na dit.
Dis 'n stukkie geskiedenis wat half almal in ons DNA in verweef is. Die hele dienspligting, die hele weermagting, die gevangeneming, dit was vir my 'n massiewe episode in ons geskiedenis. En ek dink die mens die vandag se jeug besef die prys wat ons as jeug betaal het om hierdie land en die wêreld vry te hou nie. En ek dink dis belangrik om daardie boodskap om dit oor te dra en om mense bewus daarvan te maak, want dit was 'n ongelooflike prys om te betaal. Ek het vir Wynand gesê vroeër dat dis 'n stukkie geskiedenis wat ons almal geleef het. Ek is dankbaar ek het nooit in 'n tronk in Angola opgeëindig nie. As hierdie storie in jou boek Wynand wat jy vertel van hierdie goggas wat een keer 'n jaar almal uitgebroei het en dan oor ek sou nooit dieselfde gewees het nie. Toe Desember daar is een aand na reën toe hulle wragtig weer daar. Want hulle was daar 'n bietjie minder gewees as daar by die sel, maar ja, dit is baie belangrik en ek dink Johan, julle sal almal kan saamstem dat dit belangrik is vir 'n ou om aan die gang te bly. Ja. Jy moet voortdurend gestimuleer word dat jy jou brein gebruik en ontwikkel, want ek dink dis baie maklik en mense verval verskriklik vinnig wanneer hulle niks doen nie. Ja, ek stem saam. Jy moet besig wees en jy moet besig bly met 'n klomp goede en ek is al weer met dinge besig wat ek in my lewe nie voorsien het ek mee betrokke gaan wees nie. En jy weet ek lei nou hierdie organisasie wat ons praat van 30,000 mense. En dis 'n hengse verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar dis 'n verantwoordelikheid wat vra dat 'n ou ingelig moet wees en versigtig moet wees aan die ander kant ook. Ek wil nou nie die 85 episode herhaal nie, want alles wat ons nou sê en doen pas nie noodwendig ons huidige regering nie. Maar dit is my gevolgtrekking saam met verskeidenheid van ander oud senior weermaglede dat ons stuur af op 'n situasie van ongekende geweld in Suid-Afrika. Of dit nou veroorsaak word deur 'n hot war of deur 'n ISIS geïnisieerde gebrek aan betaling van SASSA, regering wat in duie stort, maar ergens is ons in lyn vir 'n geweldige oorlewingsstryd. Finansiëel gewys, beskikbaarheid van kos gewys, maar ook as gevolg van konflik wat uiteindelik en in alle waarskynlik rasgeoriënteerd gaan swaai. So min as wat 'n ou dit wil weet. Dis wat alles vir ons opdui en ons het juist nou weer in April ons het elke jaar kom ons bymekaar dan herwaardeer ons die situasie tans in Suid-Afrika, die gevare wat bestaan, wat ons sien. Ons vat letterlik alle feite en ons verwerk dit en ons vra vir onsself, wat sê dit vir ons? Waarheen is ons op pad in Suid-Afrika? Nou, dis hoekom ek nie nog boeke al geskryf het nie, want ek kry nie meer tyd vir skrywe nie. Ek wens ek kan weer tyd maak daarvoor. Maar wie weet, daar kom daar weer op 'n stadium tyd om te kan skrywe. Ek dink net ons lewe in ongelooflike interessante tye, maar ons mag die lesse van verkeerde politiek, onderduimse politiek en agterbaksheid mag ons nie vergeet nie. Ja, stem saam. Ons mag dit nooit weer toelaat nie. Ek dink die belangrike ding is om wakker te wees. Om te besef dat daar hierdie skaakspel aan die gang is en dat die mense wat die
wat die stukke rondskuif nie noodwendig eerbaar is nie. Nee, en ek wil ook net sê, Adrie, ek wil ook net sê, in boeke soos wat jy skryf, Wynand, en ander boeke is soortgelyk, jy weet, oor hierdie tydperk in ons geskiedenis, van die Bosoorlog en daarna, en al die politieke ry en alles, is baie belangrik, want dit speel 'n geweldige rol om mense ingelig te hou, of hulle nou daarvan hou of dit nie. Ek weet, jy weet, mense raak ongemaklik met hierdie goed, want hulle word bang. Maar ek dink dit is belangrik dat ons bewus is van hierdie goed, al hierdie verskillende goeters, jy weet, ervarings ensovoorts, en wat in die politiek gebeur, en al die dinge wat agter die skerms plaasgevind het, jy weet, soos jy nou gesê het, met jou vrylating, en al die dinge, dis 'n belangrike inligtingsbron, om vir mense te laat weet, en te laat verstaan, jy weet, om nie net almal, veral politici, te glo, en te aanvaar wat hulle vir jou sê nie. Maar dat jy moet ondersoek doen en weet wat om jou aangaan. Ja. Maar Johan, ek weet nie of jy bewus is nie, maar ek maak elke liewe oggend 'n video van so 10-15 minute wat ek uitsit. Ja. Ek sal bietjie kyk. Ek sal kyk. Die video het juist gegaan oor hoe fantasties was ons generasie nie. Ja. Ons het gekom van handtelefone af, plaaslyne af, tot waar ons nou vandag staan. Ons het allerlei verskillende fases oorleef, van 'n tydperk waar kommunikasie moeilik was, tot waar ons drie in 'n konferensie kan sit en praat met die jongste tegnologie. En ons het daarmee saamgelewe en deur dit alles gekom. En bygehou. Bygehou. En die persoon wat die video gemaak het, wat ek daar wys, is dit gaan daaroor dat ons dit alles oorleef. En deurgekom. En 'n ongelooflike kennisbasis opgebou. Wat jong mense van vandag nie het nie. Nee, hulle het nie. Daarom moet ons dit deel. Ons moet dit deel. Ja. Meneer, ek gaan op hierdie stadium van die geveg gaan ek gaga vir 'n oomblik ek wil net vir almal baie dankie sê vir die tyd wat julle saam met ons spandeer het. Ek dink regtig wat ons hier oor gepraat het vandag is waardevol. Ek is dankbaar dat ons dit nog in Afrikaans kon doen. Ons gaan heel waarskynlik 'n Engelse subtitels hierby sit. Ons het die NWI is een van die universiteite by die in Potchefstroom het ons baie van hierdie onluste en goed misgeloop, en een van die wonderlike goed wat dit te werk gebring het, is dat toe die hele oorgang gebeur, het die NWI, dis 'n verskriklike Afrikaanse universiteit op Potch, en ek doen my 80% van my e-posse is Afrikaans, maar hulle het onmiddellik gegaan en hulle het gehoorstukke in klasse ingesit vir die eerste 5 rye, en jy kon 'n klas wat in Afrikaans aangebied word in Engels hoor. Lewendig en intyds. Dis goed. goed. Die NWI is vandag leiers in vertaling, maar lewendige vertaling. En ek dink dit is 'n ongelooflike wonderlike ding. So ek het 'n vriendin by wat in beheer is by hierdie vertaalsentrum wat hopelik vir ons die subtitels gaan doen. Maar voordat ek afsluit, Wynand, as jy net vir my, ek gaan die e-pos my die inligting oor waar mense jou boeke kan koop. En ek sal dan seker maak dat dit ingewerk word by die video, want dis 'n groot deel van vandag is as mense die boeke lees, sal hulle wakker word en bykom. En ek dink dis 'n groot ding, want ek is 'n professionele boekwurm, maar ek kyk na al die ou historiese goed. En ek sê altyd vir mense, ek is nie hier om geskiedenis te sensor nie. Ek wil die mooi, die lelik en the good, the bad and the ugly. Wil ek alles bymekaar maak, want dis alles relevant, anders dan gaan ons eindig op met gate in ons storie. So, vreeslik dankie vir julle tyd. Ek gaan, Jean, ek gaan vir jou en vir Wynand albei, sodra ek klaar is met die video, gaan ek vir julle MP4 weergawe stuur.
Dankie. Sodat jy dit op jou webwerf kan sit en Wynand dit op sy webwerf kan sit. En op hierdie stadium gaan ek julle vra om 'n oomblik langer saam met my aan te bly. Ek gaan ophou uitsaai en dan gaan ons so vir 'n oomblik net 2 minute lank 'n volgende reëling tref. Wole. Dankie. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Daar's hy. Okay, goodie. Okay. Byna die laaste